Welkom by Wat sê die nuus? Ek is Louise Ferreira, Eniese bulletinredakteur en vandag gesels ek sport met Wesley Gabriels. Wesley, baie welkom. Hierdie week het minister Guyton McKenzie aangekondig die Suid-Afrikaanse hokkiespanne gaan R3 miljoen kry om hulle te help om by die hokkie wêreldbeker te kom. Dit kom nadat een van ons nasionale vroue hokkiespan het op Instagram, dink ek, 'n plasing daaroor gesit. Ja. Dis nou na aanleiding van die departement van sportkuns en kultuur wat 'n taamlike bedragie uitgegee het op die mans sokker wêreldbeker en die hokkiemense het gevoel dis dalk nie heeltemal regverdig nie, want hulle was besig om te 'n crowdfund om daar uit te kom. Wat dink jy van hierdie skuif van die minister? Ek is baie bly. Hy het nou besluit om R3 miljoen aan hulle te gee, want ek bedoel, jy stuur in 2 nasionale spanne na 'n wêreldbeker toe, so jy sal dink dat sy departement sal geld aan hulle gee, nadat jy, ek is bly jy het nie gesê die hoeveelheid, die bedrag. Ek sal maar net sê 'n stewige bedrag. 'n baie stewige bedrag wat hulle spandeer het by die mans wêreldbeker. Nee, ek is bly hulle het dit gedoen. Want dit is bietjie hartseer om dit te sien, want ek bedoel, hokkie is een van die groot sporte waarin ons geld belê op skoolvlak. Maar na skool, dan sien jy, maar die spelers moet hulle eie geld gee, om te gaan toer, en dan ook aan hierdie wêreldbekers te gaan deelneem, moet hulle eie geld gaan spandeer. So ek is bly, minister McKenzie, baie dankie vir die R3 miljoen. So ek hoop dit gaan meer gebeur. Want soos ek sê, dit is baie hartseer om dit te sien, want jy sien daar's baie geld wat belê word in die rugby, en daar's baie geld wat belê word in die cricket en in sokker ook. Maar as dit by hokkie en in netbal ook, dis ook 'n ander saak wat hy aan aandag moet gee. So ek is bly, maar ek wil hê dit moet meer gebeur in die toekoms. Want ek dink hy het nogal pertinent gesê, dit is nou spesifiek vir die wêreldbeker, dit is nie hy het basies gesê, dis nie 'n aanduiding van 'n groter belegging in die sport se bestuur oor die algemeen nie. Wat ek dink, en jy weet natuurlik in iets soos 'n wêreldbekerjaar of vir 'n spesifieke toernooi, dit gaan dan nou meer geld kos. Ja. Maar tog vir die dag tot dag werkinge, jy het personeel nodig, jy het uniforms en toerusting en al daai dinge nodig, en jy moet jou spelers salarisse betaal, want hulle werk hard. So, ek dink jy is heeltemal reg, ons het baie sporte wat meer geld nodig het. Daar is so, elke af en toe, dink ek met die Olimpiese spele, is daar ook goed oor ons atlete, weet die Statebond spele begin ook nou. Ek sien gister het dit met rolbal begin, wat vir my interessant was. Ek is altyd met atletiek, soos die Olimpiese spele en so, is ek altyd baie geïnteresseerd om te sien watter sporte wat ek nie geweet het van, is deel daarvan, hè? Ons kollega Percival Young het voor die dag gekom met die wonderlike rolbalspanne sit die bal aan die rol, waarmee ons in die bulletin gegaan het. So net so vinnig by die Statebond spele, hoe dink jy, wie van ons atlete dink jy lyk belovend daar? Ek dink ons moet 'n bietjie aandag gee aan Akani Simbine. Ek dink hy het tot dusver het hy het nie so sterk begin gehad soos wat hy altyd het in vorige seisoene nie. Wat 'n aanduiding gee aan dat hy gaan dit mooi time, soos hulle dit sal sê in Engels. Waar in die verlede het hy 'n baie sterk begin gehad, en nou stadig maar seker is hy besig om 'n bietjie meer en meer spoed op te tel. So ek dink hy is een van ons groot atlete wat nou op die atletiekbaan gaan wees by die Statebond spele. So ek hoop regtig dat hy gaan 'n goue medalje verower, want hy het by die laaste Statebond spele in 2022 het hy silwer verower. Reg. So hopelik hierdie jaar is sy jaar dat hy goud gaan. Ons hou duime vas. Dit is omtrent aan die gang met sport op die oomblik. Die Curriebeeker begin ook. Hoe dink jy lyk dinge daar hierdie naweek? Dink ek is die Stormers en Cheetahs en
So hulle het die eerste ronde is al verby al en dit was 'n goeie begin vir die Griekwas, al het hulle verloor, hulle is verdedigende kampioene. Reg. Maar hulle is ook 'n span wat nooit hulle eerste ronde wedstryd wen nie. Ek bedoel jy moet teruggaan na 2019 of 2018 toe gaan. Okay. Die laaste keer het hulle 'n openingswedstryd gewen het. Die Stormers lyk baie goed. Dis nou die Stormers 23. Dis nie meer die Westelike provinsie nie, dis nie meer Western Province, dit alles te verander. So ek dink die Griekwas altyd goeie span om na te kyk. Die Lions ook. Ek bedoel ek is 'n groot Lions ondersteuner nou dat ek in Johannesburg bly. So dis nou 2 eindstryde waar hulle nou met die laaste skop van die wedstryd verloor het. So ek wonder partykeer, miskien is ek die probleem. Vanaf ek vir hulle begin ondersteun het, kan hulle nie 'n Karibebeker wen nie. Gits Wesley. Wat gaan ons nou maak? Ek het geen idee nie. Ek dink ek gaan nou vir iemand anders ondersteun. Okay. Miskien die Cheetahs want Faf de Klerk is nou daar. Hy's nou terug in Suid-Afrika. So ja, die Cheetahs is altyd 'n goeie span om dop te hou, maar ek dink wie hierdie jaar gaan wen, as ek dit nou al vir jou kan sê, die Stormers. Dink jy so? Okay. Ek dink so. Nou Wesley, jy is ook 'n verloopte Kaapenaar, nee. Ja, kom vir ons ek en jy is albei van die Kaap af en dis nou Stormers 23. Ja. Maar in jou hart skree jy nog steeds province. Ja, natuurlik. Ek verstaan tot 'n mate hoekom hulle dit gedoen het, want dis dieselfde met die Bulls. Hulle was altyd die blou bulle gewees in die Karibebeker, maar nou is hulle die Bulls en dis die Sharks ook. So ek verstaan hoekom hulle daai skuif gemaak het dat alles nou as een gesien kan word. Dis nie net jy weet in die VRK dan is dit nou die Stormers en dan kom die Karibebeker dan is dit die Western Province, Westelike provinsie. So ek verstaan hoekom hulle daai skuif gemaak het, maar ons sal altyd province sê, altyd. Absoluut. Ek meen hoe dan nou ander? Ons is nie meer Nieuweland nie. Gee ons daarom tog province. Gee province asseblief, want dit maak nog steeds seer as ek dink aan Nieuweland. Dis baie die DHL stadion is ongelooflik en ek verstaan hoekom hulle die skuif gemaak het, maar jy voel nog steeds dit is nog steeds in Nieuweland. Dit is 'n bietjie seer, dan weet oor na sokker, die vroue Afrika Nasiesbeker WAFCON begin Banyana was 4 jaar gelede die kampioene gewees. Ek kon weet dit was wonderlik. Ons het met die vorige een nie so goed heeltemal goed gevaar nie. Ek dink Nigerië het gewen. Ja, teen Marokko wie weer eens die gasheer nasie is. Daar was 'n hele ding gewees. Daar was 'n hele ding gewees. Want dit was gesê Marokko gaan gasheer speel. Dan was 'n hele ding gewees. Ek kan nie presies onthou wat dit was nie, maar toe was dit gesê, okay, Suid-Afrika maak julle reg. Dit gaan julle wees. En soos Marokko nee. Okay, goed. Ons sal dit terugvat. Okay. Ons sal dis dit die 3de keer in 'n ry wat hulle Ek is nie seker nie. Is. Wat vir my 'n bietjie snaaks is. Maar nog steeds hulle kan nog steeds nie oor die eindstreep kom en sê luister hier, ons is kampioene nie. Ek dink Desiree se span staan 'n baie goeie kans om hierdie jaar te wen. Hulle het 2 vriendskaplike wedstryde gaan speel in Japan. Hulle het die eerste een verloor, maar die laaste een 1-0 gewen wat baie belovend is, want Japan as 'n vroue sokkerspan baie belovende span. Hulle het al 'n wêreldbeker van tevore gewen al. So ek dink ons staan 'n baie goeie kans. As ek gou na ons groep kyk, is dit Tanzanië, Ivoorkus en Burkina Faso saam by ons in 'n groep meeding. So ek dink ons kan bo in die groep eindig. Is 'n baie balanseerde span wat Desiree gekies het. Dis 'n balans tussen spelers wat baie goeie ervaring het, maar dan is ook 'n groep jong spelers wat nou deurkom. So ek dink dis baie belangrik en dis baie belovend vir Suid-Afrikaanse sokker ook, vroue sokker veral. Want jy wil sien dat daar 'n volgende generasie wat nou deurkom. Natuurlijk. Jy wil nie net staat maak op die mense wat nou 35 nie besef 35 is oud nie. Luister, jy wat baie jonger is as ek. 35 is nie oud nie. Dis nie oud nie. Maar ek verstaan in sportterme, ek meen hoe
Hoe oud is Cristiano Ronaldo nou? Is hy 41. Is hy 41? Hy is omtrent 'n oupa grootjie in sportterme. Hy So is. ek verstaan. Ja. Ek verstaan. Jy het nie bedoel om my eers so diep te kry nie. glad nie, nooit. Doodra. Vir die van julle wat nie weet nie, Wesley is die jongste persoon op die een Is span. hy? Ja, jy is die Wow, jong, jy is die jongste persoon. Dan weet dit is nou verlede naweek al verby gewees, maar kom ons praat net so vinnig oor die mans sokker wêreldbeker. Nou, voor ons by die eindstryd kom, Wesley, die uitspelwedstryd om die 3de plek tussen Engeland en Frankryk. Kom ek skets net gou vir jou 'n prentjie. Dit was die vroeë oggendure van Sondagoggend na middernag. Ek was op 'n vliegtuig tussen Istanbul en Nairobi. Lekker. Naby Nairobi. Ja. En so die helfte van die vliegtuig was want hulle jy kon dit regstreeks nou op jou TV-skermpie dis baie kyk. nice. Ja, dit was ek is nie hier om hulle te promoveer nie, maar Turkish Airlines het baie goeie werk gedoen met Ja. die jy kan regstreeks nuus kyk en dan nou Ja. jy kon die sokker kyk. En so die helfte van die vliegtuig was besig om die wedstryd te kyk, maar almal nou met hulle oorfoontjies in. So dan hoor jy so elke af en toe 'n of iemand wat iets uitroep. En ek het aanvanklik nie besef die wedstryd het begin nie. Ek was besig om te lees en ek kom agter, wag, hier is mense besig om baie opgewerk te raak en toe sien ek, dis die sokker. En toe ek dit aanskakel, toe sien ek, wat het met Frankryk gebeur? Ja. Wat gaan hier aan? Dit was 'n baie vreemde wedstryd geweest. Ek bedoel dis twee spanne wie jy sou kon dink sou in die eindstryd Ja, speel van absoluut. hierdie wêreldbeker. Maar ek dink Frankryk het opgegee. Dit was ook die afrigter Didier Deschamps se laaste wedstryd. Okay. En jy sou kon dink dat hulle sou vir hom, jy weet, Ja, natuurlik. met 'n wen wil Ja, afsluit ja. saam met hom sy tydperk met die nasionale sokkerspan, maar 6-4 dis 'n Oef. was 'n ongelooflike wedstryd. Ek dink Engeland het dit op die einde van die dag hulle dit verdien. Ja, ja, Want ek dink baie van Frankryk se spelers het opgegee want baie Ja. van hulle wou in die eindstryd speel. natuurlik. Daar was ook na die ek dink dit was na die 3de doel wat ingegaan het. Net een van hulle spelers soort van gesê, maar in Frans, my Frans is nog nie so baie goed. Okay. Maar hy het gesê, "Hoekom speel ons hierdie wedstryd?" Oef. En dis 'n baie goeie vraag Ja, van op die ja. einde van die dag jy's klaar uit die wêreldbeker uit. Ja. Jy was uitgeskakel in Ja. die halfeindstryd. Hoekom wil jy nog daai wedstryd gaan speel? Ja. Ja. Dis vir 'n bronsmedalje wat niemand soek nie. Ja. So ek stem saam met daai Ek speler. verstaan. Hoekom speel hulle die wedstryd? Ek verstaan. Ek moet sê en hier is nou in verskillende sport, weet in rugby en so ek dink nie baie mense kyk die wedstryd om die 3de plek nie. Ek het nog nooit enige span in daai wedstryd gesien wat gelyk het of hulle daar wil Ja, wees nie, want baie waar. ek kry die indruk hulle vind dit vernederend nogal. Dit is ja, presies. En ek verstaan wel eerstens dis nog geld vir die sport se beheerliggaam en jy weet vir die wedstryd en so en mens kan seker sê wel jy weet jy speel vir trots en so aan, maar ek dink as jy op daai punt gekom het wat jy verloor het in die halfeindronde, dan wil jy eintlik nou net huis toe gaan. So ek het simpatie daarmee. As ek reg onthou, was dit 4-0 gewees in Engeland se guns. Toe hulle terugkom, toe Mbappé 'n doel aangeteken. Wesley, wat dink jy is daar gesê in daai kleedkamer in rustyd? Ek dink was net gesê, luister, jy trek julle sokkies op, dis die afrigter se laaste wedstryd van die nasionale span. En ek dink ook vir 'n persoon soos Kylian Mbappé die algehele rekord van meeste doele by 'n wêreldbeker het ook voor hom gehang. Dit was tussen hom en Lionel Messi. En ek dink Messi gaan nou aftree. Ja. So dis nou Mbappé wat nou net, jy weet, die rekord kan verbeter by die volgende wêreldbeker. Ek dink hy staan op 22 wêreldbeker doele. Ek bedoel die vorige rekord was, ek dink dit was 11 of 13 gewees tussen daai twee. So ek dink hulle het letterlik maar net gesê, luister, jy gaan wys julle trots vir die span. Julle kan nie 4-0 verloor nie. Toe 'n baie goeie terugvegpoging. Ja. Maar ja, ek dink Engeland wou dit net meer gehad het op die einde van die dag. Ja. En dan die eindstryd,
die eindstryd het ek nie gekyk nie, ek moet vir jou sê, want ek was, luister, Wesley, ek was, wat sê, die mooi Afrikaanse woord vir jetlag is vlugfoos, en ek het ook by die huis gekom na omtrent 36 uur van reis, en toe het ek nie water nie. Want Johannesburg water, want Johannesburg water het besig, ek dink was besig met instandhouding, maar toe om een of ander rede het Northcliffe se water het 'n ekstra paar dae gevat om terug te kom. So ek was in daardie stadium, ek dink ek het geslaap, toe dit tydens die eindstryd, want ek was in 'n baie slegte baai gewees. Maar ek moet erken, ek het 'n baie sagte plek vir Spanje, en wat ek toe nou gehoor het, wel een van die grappies wat ek gesien het, is, want natuurlik baie Amerikaners is nie so bekend met sokker nie, jy weet, hulle ken Amerikaanse voetbal. En in die VSA, sokker is eintlik meer 'n vrouesport, ek meen hulle vroue sokkerspan is ongelooflik goed. En ek het toe op Threads gesien, 'n Amerikaner wat gesê het, maar jy weet, een van Argentinië se spelers is afgeseer met 'n rooi kaart, so dit was 10 spelers teen 11, hoe is dit regverdig? En mense het te vir hom verduidelik, dis die punt van die rooi kaart. Maar toe het iemand anders gesê, maar dit was 10 spelers teen 10 met 'n foto van Spanje se goalie wat net sit daar voor die doellok en omtrent sy naels vuil en ek sit om te doen. Hy het letterlik niks gehad om te doen in daai wedstryd nie. Argentinië, ek weet nie wat het met hulle gebeur nie. Daar was iets fout gewees. Want ek bedoel, deur die hele wêreldbeker kon jy sê, ja, ek dink hierdie span gaan die wêreldbeker wen. Ja, daar was 'n paar besluite wat na hulle kant toe gegaan het. Maar ek dink hulle was een van die sterker spanne daar. Lionel Messi was uitstekend vir hulle gewees. Maar Spanje, ja, ek dink almal is bly as Spanje gewen het. Want almal het aangegaan oor die feit dat Argentinië word voorgetrek as gevolg van Lionel Messi en daar's 'n ding tussen Argentinië en FIFA, dis maar net spekulasie. Ek sê nie dis regtig so nie. Ons is nie besig om feite te stel nie, wil ons net sê. Maar ek dink Spanje was een van die topspanne gewees. Ek bedoel hulle het net een doel teen hulle gehad. Die hele wêreldbeker, dis ongelooflik, dat jy net een doel teen jou laat gaan het. So dis snaaks dat hulle gesê het, die doelwagter het niks gehad om te doen nie, want dis letterlik wat, jy kon gesê, dis 10-10, want hy het letterlik niks gedoen in die wedstryd nie. Maar baie bly dat Spanje gewen het ook. Dis snaaks dat in 2010 het Suid-Afrika en Mexico die eerste wedstryd gespeel, en toe by hierdie wêreldbeker ook, en Spanje het al twee. Natuurlijk Spanje het gewen daardie jaar. Ek onthou. En dit was, ek meen natuurlik 'n heeltemal ander span gewees. Ek onthou nog, toe was ek jonger as wat Wesley nou is, so dit was baie lank gelede. Want ek onthou, ek sou nie seker of dit Spanje se eerste wedstryd van hierdie toernooi was nie, maar dit was hulle wedstryd teen Kaapverdi. Yes, dit was eers wat natuurlik 0-0 gelyk opgespeel het, en ek onthou, ek het die dag na dit, het ek op die internet gaan soek vir Spaanse koerant voorblaaie, want ek wou toe nou kyk wat sê, en dit was, ek meen, soos wat ons hier ook sou maak as, sê maar, die Springbokke in 'n openingswedstryd teen, ek weet nie, teen Tonga of wie ook al sou vasval, of teen Japan, dit was 'n absolute geween en geknars van tande gewees, so ek hoop, hulle het 'n goeie dag, die koerant het 'n goeie dag gehad. Nee, ek dink, maar ek wil ook sê, moet nooit jou eerste wedstryd wen van 'n wêreldbeker. Want Argentinië het dit gedoen teen Saudi-Arabië in 2022. Die Springbokke het dit ook gedoen teen Ierland, toe het hulle die wêreldbeker gaan wen, en nou Spanje ook 0-0 teen Kaapverdi, en ek dink dis die ding wat mense moet uitvat, moet nooit jou eerste wedstryd van 'n wêreldbeker wen. Dit is uitstekende advies. Wesley Gabriels, nuwe sportkonsultant na die sterre. Wesley, baie dankie, dit was heerlik om met jou sport te gesels. Ons doen dit weer. Dit was Wat sê die nuus, in hierdie geval sportnuus, en 'n lekker naweek verder.